Ander kant die Dwaai-Kalais, die moordenaars Karoo. Dis 'n wêreld wat nog rou is, wat 'n mens nog in kan glo. Die paai hier loop reguit en die mense wat hier woon ken die hitte van die somer, weet hoe reën jou kan beloon. Al ry jy dalk net hier verby, dat's iets wat in jou agterbly en maak dat jy vir altyd hier kan bly. Ja, die kring om die maan word nog môre se wind. As jy jou hart verloor in die Karoo sal jy hom vind. Want waar jy ook al gaan, draai jy die wêreld met jou saam. Ja, die wind oor die Karoo was die kring om die maan. Daar is manier om te sien, daar is veel om te onthou, daar is die breedte van die vlakte, die randjies veldse blauw, waar 'n arend iewers wentel bo sy onbekende prooi, kry 'n valbos skielik kleur en word die berge vir jou mooi. Al ry jy dalk net hier verby, daar's iets wat in jou agterbly en maak dat jy vir altyd hier kan bly. Ja, die kring om die maan word nog môre se wind. As jy jou hart verloor in die Karoo sal jy hom vind. Want waar jy ook al gaan, draai jy die wêreld met jou saam. Ja, die wind oor die Karoo was die kring om die maan. Die Koran se lied word hier 'n bittersoet meneer. Hy ken reeds hierdie land, hy ken die horison se kleur. En die vinde wat omdra oor die moordenaars Karoo, skil die bitterreuk van Awen en van Tolbos en Cambro. As jy jou hart verloor in die Karoo sal jy hom vind. Want waar jy ook al gaan, draai jy die wêreld met jou saam. Ja, die wind oor die Karoo word die kring om die maan. Steynsburg het ontstaan uit 'n behoefte van die boere wat in hierdie omgewing rondom 1870 gewoon het. En die grootste een wat hier die dorp graag wou gehad het, was die jongste broer van Paul Kruger, president Paul Kruger se ma. Hy was Andries Steyn en hy was 'n kerkraadslid van die gereformeerde kerk en hulle wou graag 'n gemeente hier stig en sommer dan ook saam daarmee 'n dorp sodat hulle voorrade nader aan hulle kon wees. Daarom het hulle toestemming van die gemeentes van Burgersdorp en Middelburg gekry om hier die dorp te kan stig. Die stigtingsdatum is 7 Desember 1872. En sommer dadelik in Januarie 73 het hier al mense hiernatoe gestroom nadat hulle gehoor het van die dorp wat gestig is. So het die dorp dan rondom die kerk ontstaan en dit het aan die kerk behoort tot 1891. Het hulle besluit om dit aan die munisipaliteit te verkoop vir £750. Dit was dan die begin van die regte munisipaliteit. In 1874 het hulle alreeds aansoek gedoen vir die stigting van 'n dorpsraad en 'n dorpsmunisipaliteit. Die dorp is genoem na Andries Steyn.
dan Paul Creer se oom, wat net 2 jaar ouer as hy self was. So hulle was saam kinders, en hy was, die dorp is na hom vernoem. So het hulle die mense in die dorp ingetrek, vanuit Denemarke, Duitsland, Holland, Engeland, en hier het baie Jode ook ingetrek, wat 'n reuse invloed op die besigheidsdeel van die dorp gehad het. Die dorp is gekenmerk deur 'n opbloei en 'n afwaartsgaan, deur ekonomiese faktore en deur oorlog in Europa en ter plaatse. Maar tot 1950 was die dorp 'n florerende dorp gewees met 2 groot skole en 'n opleidingskollege. Toe die opleidingskollege in 1950 gesluit het, het dit oorgegaan in Huis Herwin, waar dogters versorg is wat in probleemhuise groot geword het. En daarna was dit ook 'n weeshuis gewees, en so het die dorp vorentoe gegaan, maar eers agteruit gegaan en toe weer vorentoe gegaan, toe die paaie om die dorp geteer is. Die dorp sit in die middel van Durban en Kaapstad, en in die middel van Port Elizabeth en Bloemfontein, en hier is na alle kante toe is dit teerpaaie wat ons kan ry. So het die tonnel ook groot hoeveelhede mense na die dorp gebring. Die tonnel se water kom van die Gariepdam af, en dit het met die tonnel langs gekom tot aan die voet van Tebus Koppie, wat op die groot Springbokvlakte uitmond, en dan spoeg die kanaal dit weer in die Grasligdam, en die Grasligrugdam spoeg dit weer uit in die Visrivier. Dit het baie groot lewensaar geword van die boere, wat in daardie omgewing van Brakrivier die boere is, en dit het baie besproeiingswerk meegebring, wat die dorp 'n groot stoot gegee het. Daarna het die dorp baie agteruit gegaan as gevolg van ekonomiese faktore, en die sluiting van die spoorweë, en die skole het agteruit gegaan, en totdat die dorp nou baie agteruit gegaan het, maar ons is weer in 'n oplewingsfase van herlewing. Daar word baie gedoen rondom die museum, daar word baie gedoen rondom die plase en die besproeiing daaronder, en dit bring ook weer nuwe lewe in die dorp. Hierdie gebou is gebou vir 'n dameskoshuis van die onderwyskollege wat destyds hier in Steynsburg bestaan het om onderwysers op te lei. Dit was baie tot 1950 was dit 'n dameskoshuis, en daarna was dit Herwintehuis waar kinderdogters wat uit moeilike huise gekom het, versorg is. Toe die fasiliteit toegemaak is, was dit vir 'n rukkie 'n kinderhuis, en daarna het die munisipaliteit dit oorgeneem om dit as 'n munisipale sentrum te gebruik. Ek is Charles Viljoen van die plaas Harmonie in die distrik van Steynsburg. Ons is so ongeveer 15 km uit Steynsburg op die pad na Middelburg. Ons boer hoofsaaklik merino skaap, en as gevolg daarvan is ons baie ekstensief, en dit het in die verlede meegebring dat ons baie verliese het met lammery, waar rooikatte en jakkalse ons lammers vang. Daar is al baie planne gemaak in die verlede hoe om hierdie verliese te beperk, en uiteindelik het ons hierdie lamhokstelsel geontwikkel, waarin ons die oeye synkroniseer, en dan kaai ons die oeye, en ons bring hulle 3 dae voor lamtyd na die hokke toe, en ons sit elke ooi in 'n aparte hok, en wanneer die oeye lam, dan is ons in beheer van die hele lammery. Ons skakel die natuur in die opsig uit, omdat elke ooi individuele aandag kan kry, en dat jy deurentyd, deur die dag, 24 uur van die dag,
is jy tussen jou oeye. Waar dit in 'n ekstensiewe toestand is jy buite beheer. Jou hele lammery is in die natuur oorgelaat en so ons lam ons hele boerdery in die hokke in en dit verhoog regtig die aantal lammers wat ons groot maak en dit is ook lekker om in die hokke te kom en te sien hoe die oeye lam en dit is lekker om te weet sy kan nie vir jou weghardloop nie. Dit is lekker om te weet hierdie lam wat hier staan is haar lam, hulle twee hoort by mekaar en nie soos in die veld waar jy wonder daai ooi wat daar loop en sy het nie 'n lam nie, waar is haar lam? Hier in die hokke hoef jy nie oor dit bekommerd te wees, so jy het alles by mekaar. So ek voorsien dat die hokke het al 'n groot deurbraak gemaak by baie boerderye en ek dink daar is ook baie boere wat al oor 'n paar seisoene van hokke gebruik maak. Maar in ons omgewing dink ek regtig dat dit is 'n groot deel van jou boerdery moet 'n hokstelsel hê. Jy kan miskien net jou meerlinge in hokke lam. Ek weet baie boere doen dit. Hulle lam net hulle tweeling en hulle drieling oeye in die hokke in. Wat ook geweldig baie help en miskien die koste bespaar dat jy nie jou hele boerdery deur die hokke sit nie, want hierdie oeye moet pille gevoer word wat noodgedwonge jou koste bietjie opjaag. Maar so ek sê as jy wil lammers groot maak, dink ek dit is die beste uitweg. Charles, sê vir my die algemene boerdery in die Steensburg omgewing. Wat is dit? Is dit 'n verskeidenheid boerdery projekte, met ander woorde skaapboerdery, saaiboerdery, beesboerdery? Wat is die potensiaal in hierdie omgewing? In Steensburg is daar heeltemal 'n verskeidenheid van boerderye. Die hoofsaak is miskien veeboerdery. En onder veeboerdery kan jy nou insit skaap en bees. Maar ons het ook 'n groot gedeelte waar ons besproeiingsboere het, waar daar met hoofsaaklik mielies en lucerne en weidings en miskien ander kontantgewasse geboer word. Dit is 'n groot voordeel wat Steensburg het, omdat ons die water uit die Gariepdam het. So eintlik is Steensburg baie gelukkig in die opsig dat daar 'n verskeidenheid van boerderye is. Hier is ook jagplase wat die hele Steensburg omgewing baie interessant maak. As mense jou graag wil kontak, is so 'n toer vir leke nou soos ek en die gewone publiek, is dit moontlik as hulle jou kontak, sal jy hulle kan 'n bietjie op 'n toer vat en net kom wys wat julle hier in die Karoo doen? Ja, nee, dit is baie moontlik. En baie interessant. Net 'n vraag, as jy nou kyk na so ooi, net prysgewys, net min of meer, wat kos dit? Want kyk, daar is nou niks lekkerder as 'n ou skaapchoppie op die vuur nie. Ja, nee, ek het geweet, as 'n man 'n skaap in 'n hok sien, dan dink jy aan braaivleis. Miskien begin jy te kwyl as jy sien hoe vet die skaap is. Nee, prysgewys gaan ek my nie hier verbind aan 'n prys nie, want daar's baie faktore wat die prys bepaal. So ek dink onderhandel myself met die ou wat bereid is om 'n slagding aan jou te verkoop. Nee, goed. Baie dankie. Dankie.
14, 15 jaar. Ons het die wildplaas begin seker omtrent in 1997. Op die oomblik het ons so in die 20 verskillende spesies, ons jag hoofsaaklik trofeewild. Ons het nou ook al 'n outfitter lisensie, so ons kan ons eie kliënte inbring. Ons konsentreer baie op die 4 verskillende springbokke, en ou kry nou verskillende blesbokke waarvan die bontebok ook een is. Dit is baie gewild onder buitelanders. En ons doen so tussen 30 en 50 kliënte 'n jaar wat die plaas besoek, wat hoofsaaklik nou maar spesifieke goed kom skiet. Ons het nie baie van 'n spesies nie, ons konsentreer meer daarop om baie spesies en minder hoeveelhede te hê, en ons konsentreer bietjie op van die skaarser spesies. Hoe groot is jou plaas, Janie? Die plaas is 2200 hektaar, waarvan basies nou die meeste toegespan is in verskillende wildkampe. Van die spesies moet mens nou maar skei, soos die bontebok en blesbok mag jy nou nie langs mekaar hou of so. Ons het 'n teerpad, 'n hoofpad wat reg deur die hele eiendom gaan. So aan die een kant hulle baster uit. Ja, en dan soos blou, swart wildebees skei ons. Ons het rooi hartebees. Ons gaan nou tsetsebies insit. So hulle kan ook nie saam, ja, dis nou nie wettig, en dan waterbok en letswe ook nie. So skei hulle maar. Neem julle plaaslike jagters ook as hulle jag in die winterseisoen, want ek het ook nou nie geweet hier's jagplase. Ja, die plaaslike jagters gebruik ons lodge baie. Ek reël gewoonlik as hulle biltong diere wil jag vir hulle jagpakkette in die omgewing, so springbok, takbok, wildebees of so. Ons self op die plaas jag maar meer trofeewild, en dit doen ons hoofsaaklik met buitelanders, maar daar is plaaslike kliënte wat ook verskillende trofees wil skiet, so ons akkommodeer hulle, dit is nie 'n probleem. So as die ouens wil jag, kan hulle jou kontak, en wat is jou kontak? Ja, hulle kan ons kontak. Die e-pos? Ja, ons het ons e-mail is elandwild@gmail.com. Dis maklik. Ja, en ons het 'n website. Die website is hunting_Africa. Hulle kan gaan kyk na dit is hoofsaaklik dollarpryslyse vir die buitelanders. Ja. Dit is onderhandelbaar, veral van die spesies wat ons dalk te veel trofees het, sal ons vir binnelanders teen beter pryse gee, ja. Ja, ek weet, ons kan nou nie deel in daai dollar. Ja, die dollarpryse is nie so duur nie. Op ons website, die pryse is baie. Hoeveel jagters laat jy toe op 'n slag? Nee, as dit binnelandse kliënte is, dit hang af hoe ervare die ouens is. Ja. My ondervinding met die binnelanders is die groot groepe as gewoonlik maar 1 of 2 uit 'n groep van 8 wat regtig ondervinding het van jag. So as dit ouens is wat gereeld jag en in 'n miskien in die wildvereniging behoort en wat gereeld gaan skiet en so, dan kan 'n ou groter groepe vat. Maar so tussen 6 en 8 werk goed. En kan julle reg deur die jaar jag? Ja, by my het ek 'n omheiningssertifikaat, so ons kan reg deur die jaar jag. Maar in die omgewing is daar maar jagseisoene, so ek meen springbok. Ek is nie seker, maar ek dink amper takbok, weet ek vir 'n feit is oop reg deur die jaar. En ek is nie seker of springbok oop is nie, maar ribbok, kudu en al daai goed is maar seisoensgebonde, so jy kan hom net in daai spesifieke tyd jag.
beoordig in 1988 toe hierdie monumentjie ingewy is. Ons het almal wat hier teenwoordig was vir 'n hele naweek wat ons hier uitgekamp het ons name op 'n papier geskrywe en dit is nou binne in die monumentjie toegeswys en oor 50 jaar van 1988 af gaan ons nou weer dit oopmaak om te sien wie nog oor is van die wat toe teenwoordig was. Dit is gedoen om die 150 jaar van voortdurende eeufees te vier. En hier het hulle die wa oorgery, die wa het van Bathurst afgekom en hulle Hannes Dievenage het die trouleier gewees en hy het oor die sement gery en dit was 'n baie wonderlike volksgevoel wat ons almal gehad het toe dit alles gebeur. Wat ek het sê vir die Nasionale Museum in Bloemfontein. Ons is op oomblik hier by Bulhoek in Steynsburg. Ons is besig met 'n argeologieprojek oor dit is deel van my navorsing oor trekboerterreine. Bulhoek het oorspronklik behoort aan Paul Creer se Steyn grootouers. Daar word beweer dat hy hier gebore is. Ons wil graag die opgrawings doen by die ashoop en materiaal van die ashoope al versamel om meer inligting te kry oor die materiële kultuur van die trekboere. Dit is maar net om meer te verstaan wat was tot hulle beskikking ensovoorts. Ons loop nou maar rond op die terrein en kyk of sien ons enigiets wat 'n aanduiding van 'n ashoop is. Dit sal nou tekens wees van as wat nou maar hoofsaaklik die aanduiding is, 'n groot versameling van materiaal so stukke keramiek, glas, metaal. Dit is dan nou maar ons aanduiding waar ons dan min of meer sal grawe om te sien wat daar is, ja. Dink julle gaan iets kry? Is dit baie moontlik? Ons gaan verseker goed kry, ja. Ek het al met die toe ek hier rondloop het materiaal gesien of keramiek gesien wat dat duidelik bietjie ouerig is. So ons gaan verseker baie goed interessante goed kry, ja. En die span wat jou help, name en ondervinding wat hulle het? Chriselle Briwer, sy was voorheen werksaam by die Nasionale Museum, is nou by UNISA. Sy het al 'n hele paar veldwerk projekte gehad, so sy gee half die leiding vir die projek. Dan Thys Eys is saam met my by die Nasionale Museum. Ons was ook al saam op 'n hele paar veldwerkprojekte. En dan Myra Mashimbani is van 'n student van wits afkomstig, sy werk ook by die Nasionale Museum. Dis nou ons eerste veldprojek saam met haar. Nee, goed, baie dankie. I'm Myra Mashinde. I currently work at the National Museum as a research assistant, and my experience is in Iron Age archaeology, and I believe right now we're standing on top of an Iron Age cattle kraal. Hi, my name is Chriselle Briwer. I'm currently working as a junior lecturer at UNISA. I used to work as a research assistant at the museum. That's where I met Gerda. I helped Gerda excavate one of her previous sites for her master's research, and I specialize in fieldwork. That's basically what I do, is as many excavations as often as possible, and Gerda invited me to come and help her on this one, and yeah, I'm just glad that she invited me. I'm Thys Eys. I also work at the National Museum in Bloemfontein. I've also had a couple of experiences in the field, and most recently it was also on Gerda's master's project at Welkomskraal. Was dit nou so damn moeilik? Ja. I'm glad that she invited me. Ek is 16 jaar gelede het ek en my man ons grond tussen Richmond en Graafrenet verkoop en hier in Steynsburg grond gekoop.
Ons was merino boere gewees, maar ons het toe met merino's hiernatoe gekom en ongelukkig het ons grond teen die dorp gekoop en was ons genoodsaak om ons skaapboerdery om te sit in 'n beesboerdery, aangesien diefstal 'n redelike probleem was op daai stadium. Uit noodheid is my melkery toegebore, omdat ons met bees begin boer het. En ek het 16 jaar gelede 'n melkery oopgemaak hierso, wat intussen verander het in 'n groentewinkel, vleis en dan nou my melkbesigheid. Omdat dit so 'n ou klein dorpie is en dit lyk of eintlik niks aangaan nie. Dit is nog steeds 'n lekker kuierplek vir die jong mense in die vorm van 'n gastehuis in die aand. En dan het ons 'n buiteklap ook wat baie sterk is waar rolbal gespeel word, golf. En ons wil graag die tennisklap ook verskuif. Op die oomblik is die tennisbane te koop om te verskuif na ons buiteklap toe. Mense wat nou hierna kyk, sal jy hulle aanraai om van 'n groot dorp, sê maar soos Johannesburg en Kaapstad, waar julle nou eintlik vandaan kom, om hulle hier te bevestig? Is hier baie potensiaal op die dorp? O ja, ek glo so. Tennis, ek is 'n rekenmeester, ek het by Standard Bank gewerk en ek het my man ontmoet toe ek verplaas is na Richmond toe. Ek het 3 jaar in Kaapstad gewerk, ek het geen begeerte om terug te gaan stad toe nie. Ons lewe 'n redelike veilige lewe nog hierso. Inbrake is min. Ons grond is 3 kilometer van die dorp af. En ons het nie eens die wering voor ons vensters. So dis redelik veilig. Wat is jou wens vir die dorp Steynsburg? As jy so vinnig... My grootste wens is dat ons net eendag weer 'n hoërskool sal hê. Dat ons nie nodig het om ons kinders weg te stuur nie. Ons het net een kind, ek en my man. En dit was bitter hartseer om 'n sub A seentjie in die koshuis te los in Burgersdorp, om glad nie deel te wees van sy opvoeding nie, want hulle kry nie meer huiswerk nie. So jy word nooit deel van sy opvoeding. So ons begeerte is om net weer 'n hoërskool te hê, wat vir die dorp baie kan beteken. Sandra, en 'n moontlikheid van nog 'n bank. Ons het net 'n Standard Bank in die dorp. As Absa of Eerste Nasionale Bank daar kan toe wil kyk, hier's genoeg besigheid. Ek is self 'n rekenmeester, ek weet hier is genoeg besigheid. Nee, baie dankie. Dankie Sandra. Groot plesier. Nou ja, ek kan nie alles as om te lag nie. Kyk, ek is seker, baie van ons het al in ons lewe te doen gehad met doringdraad. Want, jy weet mos, ons wil mos nie 'n entjie verder loop om by die hek in te gaan nie. Nee, ons wil sommer hier deur die doringdraad kruip. En dit het toe met Hantie gebeur. En kyk net, ek het so gelag, ek kon nie ophou om dit vir u te vervilm nie. En dit is deel van die pret wat 'n mens kan ervaar hier in Steynsburg.
Ek is Jaco Kloete. Ek boer hier op die plaas Blesbok in die distrik Steynsburg. Ons is so 21 km vanaf Steynsburg, 50 km vanaf Burgersdorp, 35 km vanaf Molteno. Ons boer hierso met wolskape, vleisbeeste, maar hoofsaaklik wolskape met 'n vleiselement in. Ja, wat my van hierdie plek, wat vir my baie lekker is, hier die samesyn van die mense, die samestaan van die mense. Ons is baie eil bevolk, maar die stilte, die manier van lewe, dit is vir ons baie lekker hierso. Ja, weet jy, Wat maak dit so uniek om hier in die Karoo te boer? Kijk, ek kom oorspronklik van Kranok af, maar dit was maar 'n ekonomiese besluit om hiernatoe te kom. Wel, ek dink eerstens kyk hier by ons raak dit nie, ek dink ek boer nou 20 jaar hier, en het was nog net 3 jaar regtig droog, en ons vee het nie eers gevrek toe nie. Ja. Dit is 'n baie konstante gebied hierdie om in te boer. Dit is ekstensief, maar is baie konstant en gematig. Ons het baie koue hierso, maar dit is nie 'n groot probleem nie. Ons leer maar om daarmee saam te werk, maar hoofsaaklik is dit baie konstant. So wat dit dan betref, dit is 'n baie gematigde, konstante gebied sonder ekstreme droogtes. Ja. So dit is vir my baie lekker. En dan hier was 'n ou oomie wat gewees het wat gesê het 'n mens huil net 2 keer in Steynsburg. En dit is as jy kom en dit is as jy weg moet gaan. En dit is as jy nie van die stilte hou nie, gaan dit baie waar wees. As jy van die stilte hou, gaan jy nie eers huil as jy hier kom nie, want dit is regtig, die mense vat jou in en wel, die samestaan van die mense, dit is vir my baie lekker. Ja. Sê vir my, natuurlik, julle moet nou naby 'n koöperasie wees. Die koöperasie, waar is hy geleë? Ons word bedien deur OVK, dis Oos-Vrystaat Kaap Koöperasie, wat 'n baie goeie koöperasie is. Hulle bedien vanaf Vrystaat tot onder in die Kaap tot in die Karoo toe. 'n Baie groot gebied wat hulle bedien, maar ons het 'n baie goeie koöperasie en produkte is volop en ons het geen skaarste aan sulke hulpbronne nie. Ek is Karen Kloete, ek bly op Steynsburg in die plaas Blesbok. Ons is nou so 16 jaar hier, ek kom van die stad af. En in die begin het almal gelag, dit is nog 'n groot aanpassing, besige stad op die stil platteland, maar op hierdie stadium verruil ons dit absoluut vir niks. Dit is ongelooflik lekker om deur die loop van die dag jou man te sien en jou kinders as hulle by die huis is. Dit is ook verder 'n lekker gemeenskap om in te bly. Die plattelandse gemeenskap is, mens staan saam, daar's baie dinge wat 'n mens kan doen. Die vrouens kom maandeliks bymekaar, ons het VLV, daar is by die kerke wat ons by mekaar is, en nou die groot boeha in Steynsburg op die oomblik is die fees wat ons reël. En dit is ook weer 'n geleentheid wat mense kan positief wees oor die platteland, oor Steynsburg, en ons ontdek nog steeds elke dag 'n juweel wat 'n mens nie geweet het hier in die platteland is nie. Deur saam te werk en op plekke te kom en mense se stories te hoor. Moenie verby Steynsburg ry nie, daar is net een stopstraat, stop en kyk rond en kom by die besighede en kom in die gemeenskap en in die distrik en ontmoet ons gasvryheid. Van my. Jaco, as ek nou vir jou kan vra, maar ek wil ook vir Karen vra. As julle nou 'n wens het vir Steynsburg en ook vir die gemeenskap van Steynsburg, wat sal dit wees? Wat het julle nodig in Steynsburg om hierdie dorpie weer 'n plek te gee op die kaart? Weet jy, ek dink sonder om die rustigheid van ons omgewing te verloor, het ons tog 'n bietjie ontwikkeling nodig, 'n bietjie investering in fabrieksverband om 'n bietjie werk te verskep vir die mense, want dit is maar baie werkloosheid. Ek dink as ons dalk weer 'n dokter kan kry, ons word bedien deur 'n dokter van Molteno wat aanvaarbaar goed is, maar 'n plaaslike ou sal nou net 'n bietjie meer help. Ek weet nie wat van jou kant af. Ja, en ons het gevoel daar's 'n groot behoefte onder die plaaswerkers, veral die dames, die vrouens, om bietjie hulle op te hef en hulle meer menswaardig te maak. Ons het nou begin met 'n projek ons is nog nie in die begin, heeltemal begin kinderskoene om hulle op te hef en vir hulle basiese goed te leer en vir hulle te sê hulle is ook mens. En ek dink as dit kan uitbou, gaan dit 'n groot rimpel-effek hê in die gemeenskap, dat dit weer gaan teruggaan na die dorpse mense toe. En wat vir my nou klaar baie goed
is op Steynsburg, is dit ons saamwerk. Die mense werk saam, die mense staan en as daar, en dit is die lekker van 'n gemeenskap wat plattelands is, dat die mense doen, en ek dink vir die toekoms sal dit wonderlik wees as dit nie, as mens daarop kan voortbou, om saam te werk en as daar nood is te gaan op die, in sake die mediese sy, wat vir ons as mamas partykeer 'n krisis is, as jy 'n siek kind of iets het, gaan dit regtig baie lekker wees as jy meer 'n voltydse dokter by die hospitaal kan betrokke wees, dat 'n mens weet as jy 'n kliniek nodig het om daar te wees. En dan is hier reeds 'n fisioterapeut wat weekliks kom, so dit is daarom nie dat dit mense dit nie het nie. Dit is net partykeer 'n bietjie moeiliker om al vir mekaar te kry in die platteland, maar dit is 'n uitdaging, dis nie 'n probleem nie. Ons het op die oomblik 'n baie sterk rolbolklub. Sterk ons in relatief tot ons getalle, wat baie goed funksioneer en ek sal graag wil sien dat die klub 'n bietjie uitbrei en dan nou bly voortbestaan. Ons het 'n golfklub wat ook nog aktief is. Vir ons omgewing dink ek ons het 'n sonderlike goeie golfbaan met greens en goed wat nog baie goed onderhou word. Die lede is maar 'n bietjie min, maar ons hou nog die ding lekker aan die gang en dis vir ons verblydend dat ons dit nog lekker kan aan die gang hou. Wat is daar vir kinders wat Steynsburg kan aanbied? Op die stadium is dit net die squash, daar's 'n squashbaan ook by die klub, en dan die golf, en die tennisbane is nie nou in 'n goeie toestand nie, maar daar's ook 'n projek aan die gang as ons die grond verkoop kan kry, en wil ons graag by die sentrale klub ook 'n tennisbaan bou, en dan is alles bymekaar, so as die ouers golf speel of rolbal speel, kan die kinders ook tennis speel. En verder sit my eie vermaak op die plase, wat hulle tennis speel, of klei laat speel, of motorfietsry, maar daar's nie... Sal dit nie lekker wees as die dorp 'n swembad het? Dit sal verseker 'n bonus wees. So as daar iemand kyk wat graag hulle hier wil kom bevestig, daar's regtig ruimte. Al die manne langs die swembad. Nee, dit sal definitief gaaf wees, vir alles iemand kom of ons kinders te leer om te swem vir waterveiligheid, sal 'n groot bonus. Hi, I'm Glenn Burmester. This lodge of mine is called Black Eagle Ridge. It was built basically as a hunting, hiking, motorbike, quad bike stopover. A lot of guys come to spend nights here to keep when they're on the farm. And what nog? Okay, how did it actually start off? It started off with a hunt. Yes. And after the hunt, we normally braai in the veld, and we had too many beers to drink, so we got into trouble when we got home. So myself and my boot decided to build one little cabin, that one over there, and when we came up one Sunday after church with a whole lot of people, the lady said, well, what about us? So from there, it developed from one to what we've got here now. You also do quad biking on your farm? Yes, we've got a 60-kilometer trail here, for beginners and for the more technical guys. Lots of quite heavy technical sections for quads and off-road bikes. Mountain bikes, of course we do hunting as well. Parasailing, what's they doing with the canopy? Paragliding. Paragliding, the guys come and do here. And no, it's very lekker. We like people to come, and it's very natural. If people want to come and visit here, obviously they have to contact you. Yes. Are you close there, or are you also, obviously they've got to phone you and make an appointment to say, listen, we want to come and be here for a week? No problem. Anytime. Any special, besides the loo there with a beautiful view, anything special that happened here, or animals that you saw? Obviously they don't expect you here because you're so high in the mountains. What about the winter season? Winter's cold, snow. We get snow, we get cold. It's actually warmer up here than down at the bottom in the Vlakte. Yeah. I normally graze my cattle on top of the mountain through the winter because it's warmer for some reason or other. How long have you been here in Steynsburg? 30 years. 30 years? Yeah. And what's the reason, why did you decide, where you originally from, and why did you decide to come to Steynsburg? I was with Pick n Pay, senior executive, and in Port Elizabeth, and then my wife decided to have triplets. So my father-in-law said, no, we must come to the farm because there's lots of help here. Yeah. That's how we ended up here. Will you ever go away from Steynsburg? Nooit, never. Never. Lekker plek. What do you think does Steynsburg need?
And what do you wish for Steynsburg in the future? Well, I think it would be lekker if we could share it with the rest of the country. It's a very nice place, and there's lots to offer here. Yeah. Rudy, ek het eendag hier gesit en my besigheid gedoen. Toe, hier op die linkerkant, op die kraans hier, kom 'n 5-4 Bobbejaan. Sy staan daar bo. Die mannetjie kom daar agter, gee haar 'n shot van agter. Toe sit sy neer en sy begin nou die vloeie van hom uitblik. Ek kon dit nie glo nie. Ek was op die telefoon aan my broer toe vertel ek vir hom. En hy sê nee, ek praat nonsens, maar is die waarheid. Anyway, that's it. My naam is Jan Kreer. Ek is nou 4 jaar op Verlatenfontein. Ons het van Pretoria gekom en ek het teruggekom na my ou roots toe, Steynsburg, waar die familieplaas geleë is. Hierdie plaas Verlatenfontein is sedert 1857 in die Kreer se besit en ek is die 4de geslag wat hier boer. Ek het plaas toe gekom omdat my hart hier is. Ek het weer die kwaliteit van lewe hier ontdek. Dit is wonderlik om te kan sien hoe die natuur sy loop neem, hoe die diere aanteel, hoe die mense vir mekaar omgee en om die grond en die aarde onder jou voete te voel. Ek is bly ek is klaar met die stad. Dit kan ek vir jou sê. Jan, yes. As jy nou so vinnig moet dink aan Steynsburg, en julle was nou al 'n paar keer daar in Steynsburg, wat dink jy sal mense motiveer om mense aan te trek om weer te kom vestig in Steynsburg, in hierdie pragtige Karoo dorpie? Wat is julle nou? Ja, jy weet die dorpie Steynsburg het nou 'n ryk geskiedenis en was 'n pragtige plekkie op sy tyd. En soos dit gegaan het met die ontvolking van die platteland, het baie mense weggegaan. Maar ons is weer in 'n tyd, in 'n keerpunt in ons geskiedenis, waar hierdie dorpie weer 'n bekoring is vir mense om te kom. Hulle sal nie alleen net rustig kan bly en 'n kwaliteit lewe kan voer nie. Hulle sal weer mens word hier. Ja. Maar om dit te kan doen, moet ons die gemeenskappe, die dorpie weer ontwikkel, sodat daar die basiese fasiliteite is. Ons het 'n dokter nodig, ons hospitaal moet in 'n beter toestand wees, en ons het mense nodig. Hoe meer mense, hoe meer siele, hoe meer vreugde, sal die ekonomie van die dorpie help. Maar ons wil ook nie te veel mense hê nie. Ons wil mense hier hê wat regtig kwaliteit lewe soek. Ja. Ons soek kunstenaars hier. Ons soek mense wat skryf. Hier stilte, hier is pragtige tonele, mense wat skryf kan kom. Ons het 'n harde klimaat. So ons het plek vir 'n kaggelvuur elke winter, groot bottel rooiwyn, dis daar. En jy gaan die elemente voel. Die koue fronte kom deur, warm dae, winderig, koue dae.
Maar ek sê altyd, as jy in die huis sit, dan voel jy nie eers die wind waai nie. Ja. En hier gaan jy tyd hê om met ander mense om te gaan. Kwaliteit tyd. Kwaliteit tyd sal jy kan spandeer met ander mense. En dan sal jy agterkom. Ander mense het soveel om te bied. Ja. Nee. En hoe sê hulle, jy moet nie ou vlak kyk nie. Ja. Hier is mense, goed opgeleide mense, goed geskoolde mense, maar eenvoudig, sonder aansit, sonder pretensies, is die mense van Steynsburg. So, dit is 'n regtig, ek dink, as jy nou 'n goeie aftreetyd wil hê, en nie noodwendig aftree nie, maar as jy 'n goeie lewe wil hê, kan jy oorweeg om platteland toe te kom. Maar moenie die stadse dinge hier soek nie. Dis nie hier nie. Ja. Dis juist dit wat nie in die stad is nie, wat hier is. As ek nou vir jou mag vra, een wens vir Steynsburg, wat sal dit wees? Ek wens so, ons kan net daai spaak kry, om die dorpie weer aan die gang te kry, dat ons hierdie verval wat aan die gang is, kan omkeer. Nee. En dan sal ek vreeslik graag, dat ons vir alle, of baie meer werksgeleenthede skep. Wat vir my swaar is in die dorp is die armoede. En ons moet iets daaraan doen. Ons is baie mense wat swaar kry, veral onder ons swart mense. Daar's baie armoede en baie swaar kry, maar dis nie werksgeleenthede nie. So ons soek mense met kennis, met inisiatief. Hier, die arbeid is hier, die geleenthede is hier. Ons soek daai manne om hulle besighede hiernatoe te bring. My naam is Ria Kreer. Ek is die inwonende huisvrou hier op Verlatenfontein. Ons is nou so byna 4 jaar hier op die plaas en dit is vir my absoluut lekker. Toe ons nou plaas toe gekom het en ek vir mense vertel het, ons kom plaas toe, ons kom Steynsburg toe, dan het hulle die eerste ding wat hulle gevra het, waar is dit? En dan moes ek nou verduidelik. Dan het ek altyd een van 2 reaksies gehad. Die stedelinge het gesê, plaas toe. Dis lekker. Ek wens dit was jy. Of hulle sou gesê het, wat gaan jy daar maak? Nou, jy was regtig nog nie een dag wat ek gedink het, nou wat doen ek nou vandag om myself besig te hou? Ek geniet dit ontsettend hierso. 'n Mens gaan stap met jou honde in die veld, jy sien weer die klein goedjies raak en vir my wat in die kunste is dit lekker om te sien hoe verander die seisoene, om die eenvoud van die landskap vas te vang. En mense is in die stad so visueel auditief oorlaai, dat dit voel vir my as jy na hierdie Karoo landskap toe kom, wat stil is en wat eenvoudig is, dit kalmeer al jou sintuie. Dat jy sien regtig weer die klein goedjies raak. Eenvoudige goed, wat 'n mens aanvanklik net verbystorm, jy sien dit nie raak nie. En as jy die Karoo wil geniet, is dit jammer om vir jou te sê, maar jy kan nie deur hom jaag, van Johannesburg tot by die kus op een dag, en dink jy die Karoo gesien nie. Jy sal moet stil word, en jy sal moet gaan stap, en jy sal moet klein goedjies raak sien. Ons sit nou hier in die berg suid van die plaashuis, op die plaas Verlatenfontein. Wat ek jou graag hier wil wys, is wat ek as kind ontdek het, toe ek en my swart maatjies hier in die berge rondgeklouter het. Toe kom ons op hierdie oorhangkrans, holkransie af, en hier kry ek toe Boesman tekeninge. En wat nou baie interessant is, in hierdie Boesman tekeninge sal jy sien, daar is baie duidelik 'n luiperd geteken. En daar is ook ander wild geteken, soos elande, varke, en die ander wild kan ek nie uitmaak nie. Maar dit sê vir my, dit moes hier voorgekom het.
Anders sou die Boesmans dit nie geteken het nie. En as jy 'n skoot neem van die uitkyk van hier af en sien hoe kyk hulle hier oor die vlakte uit en oor die spruit uit, dink net hoe hulle hier in die son in die ooste sonnetjie gesit en bak en uitgekyk hier oor die vlaktes nie. En dit sluit aan. Ek het by my paal verneem dat sekere kampe en sekere dele op die plaas vernoem is. Die hoek hier langs aan, die kloof hier langs aan is byvoorbeeld, sy naam is Tierhoek. Nou waar sal Tierhoek vandaan kom? Dit is sekerlik van die luiperds af wat hier in daai tyd rondgeloop het. En met oorlewering het die naam ook saamgekom. Ek ben die plase met die naam Elandsfontein. So elande was hier gewees. En die Boesmans wat hier gebly het, kan dit eintlik vir ons bevestig, want dit is hier op die rotstekeninge aangeteken. So dis graag, is 'n skat van die Karoo, en nog in die distrik is daar tekeninge op ander plase. Maar hier is 'n voorbeeldjie daarvan. Hierdie huis is die huis waar Piet en Juliana Erasmus woon. En hulle onderhou hierdie huis pragtig. En het lyk nog presies net soos hy in 1885 gelyk het. So ons is baie trots om nog sulke mooi eksemplare van ou huise wat in stand gehou word hier kan hê. Gedurende die 1930s het die mense van Steynsburg die huis van president Paul Kruger se oupa waar hy gebore is, het hulle gerestaureer nadat dit in 'n brand afgebrand het. En toe het hulle landwyd het hulle groot advertensies gehad in die Burger en in die Volksblad om geld te kollekteer om die huis te restaureer, en so het dit gebeur dat baie mense landwyd ook items vir 'n museum geskenk het. Die museum is begin op Bulhoek, waar Paul Kruger gebore is, en toe het dit in 1972 geskuif na die dorp toe, waar hulle 'n huis persent gekry het uit 'n boedel uit, en so het die mense die dorp hierso versier met hierdie pragtige museum, waar daar wonderlike Afrikana en allerlei interessante items te sien is. Soos byvoorbeeld hierdie skinkbord. Die binneste deel is in die tronk in Pretoria, die sentrale gevangenis in Pretoria, in 1943 geskilder deur een van die OB-lede wat daar aangehou is. Waarvoor staan OB? OB is die Ossewa Brandwag. Dit was 'n kultuurorganisasie in daardie jare wat die Afrikaner se kultuur en sy taal graag wou beskerm. Maar dit het later ook na ongehoorsaamheid aan die regering gelei, omdat hulle aan die oorlog saam met Engeland wou deelneem. So hulle het in opstand gekom, die boerevolk het in opstand gekom teen die huidige regering, wat ek glo Jan Smit se regering was. Ja, dit is reg. En daarom toe hierdie skinkbord moes uitgaan, is dit kon dit nie uitgaan nie, omdat hierdie Ossewa Brandwag kenteken daar was. Het hy toe uitgegaan. En daar was 2 van hulle, een vir my ouma en een vir my ma. My vader was ook in die gevangenis 'n generaal van die OB. So, verder is hier 3 geboue wat ons aan die museum koppel. Hierdie gebou was Andri Steyn, na wie die dorp vernoem is, sy eerste tuishuis. En die ander gebou is aan die testament van meneer Coetzee aan die dorp geskenk om altyd as 'n museum gebruik. Die huis waar die oudste deel van die museum gehuisves word, bevat alles in verband met Paul Kruger, 'n geskenk gegee uit 'n testament van meneer Dirk Coetzee, wat dit gegee het uitsluitlik met die doel om dit as 'n museum te gebruik. Hy is een van die oudste huise in die dorp, en ons is baie dankbaar om hom te hê as 'n uitstalruimte vir die museum. Hy is ongeveer 1880 gebou, en
hier is alles wat huishoudelike ware en persoonlike ware is gehuisves. Ons het ook 'n baie mooi versameling van kombuisware en klere wat baie interessante hierdie twee voorwerpe is die grootste besitting van hierdie museum. Hierdie twaksak is van ottervel gemaak en die einste president Paul Kruger het hom gemaak. Hier is nog verslaande twakkies in en hierdie was 'n kierie van hom wat hy gekry het en hulle het sy handtekening op 'n blink plaatjie hierom vasgesit, S.J.P. Kruger 1902. En hier is die Transvaalse wapen ook op die kierie. Dit is ons twee kosbaarste besittings omdat ons baie trots is dat ons deel van Paul Kruger se lewe was, want hy was 12 jaar oud toe hy uit Steynsburg weg is. In Steynsburg word dit verskriklik koud in die winter. Dit kan tot -10 of 12 grade hier word. En dan is mense voete altyd koud. Maar daarmee het die boere ook 'n plan gemaak. En hierdie stofie is juist vir daardie doel gemaak. Hy het gaatjies hierbo in en dan haal jy die pessie met die kolietjies uit en sit dit in en dan is jou voete baie lekker warm. Nou maak maar jou voete warm. O, maar dit is so vuil. Ons staan hier voor die 70 skag se ingang van die Oranje Vistonnel. Die water kom uit die Gariepdam uit en gaan net aan die voet van Tebuskoppie kom hy onder die water uit. Dan gooi hy hom in die Brakrivier en in die Brakrivier gooi hom in die Grasrugdam en die Grasrugdam gooi hom in die Visrivier en die Visrivier gooi hom in die Sondagsrivier.
Hartelman. Ek het die tuisnywerheid op Steynsburg en dit is 'n winkeltjie wat regtig waar homself al bewys het. Ons is seker nou vir 25 jaar in die gang. En ek het hom nou vir die laaste 10 jaar wat ek hom bedryf. En dit is 'n tipe van 'n werkskeping entrepreneurskap, want elkeen wat iets met sy hande kan doen, kan hier naartoe kom. En baie goed gaan nie baie vinnig nie, maar baie goed gaan vinnig. Soos jou eetgoed gaan vinnig, maar jou handwerk gaan stadiger. En dan iets wat in die laaste tyd baie is die lappoppe, wat regtig goed doen. Dan die Hannie se doilies doen baie goed, maar ek kry net die voorraad nie. So, en alles wat die mense met hulle hande kan doen, ja, dit gaan goed. En maak nie saak wie dit doen nie, van die straat af enigiemand. Ons werk op 'n kommissiebasis, en dit wat nie hierdie maand verkoop het, verkoop dalk volgende maand. En, ja. Wat is die produk wat die meeste in jou winkel verkoop word? Pastye. Pastye? Pastye. Ek het een gehad, dit was fantasties. Daar's hier sommer 'n advertensie ja, vir my so. Ja, advertensie vir die winkel. Die winkeltjie is seker al 25 na 30 jaar toe, en ek het seker al 10 jaar wat ek hom bedryf, so. Groot geword en gebore in Steynsburg? Nie gebore nie, hier skool gegaan, getrou, weggegaan, teruggekom, en ja, nou is ek nog steeds hier. Baie gelukkig, so. Plek is wat jy van dit maak. Ja, ek glo ook so. As jy nou 'n wens het vir Steynsburg, wat sal dit wees? Die mense gaan vir my lag. Een wens wat ek het, ja. Daar kom my liefde vir diere tevoorskyn. Dit is dat al hierdie straatbrakke en katte net gehelp kan word. Dis baie. Jy's baie. So almal konsentreer op die mense en minder bevoorregtes, maar niemand gee regtig aandag aan die diere nie. En al die diertjies kom maar hier na my toe. So dis 'n wens wat ek het, dat ons net iets aan hierdie diere kan doen, so. Dis wat ek kan sê. Maak nou dood die ding. Baie lank. My naam is Althea Erasmus. Ek en Jan, my man, ons bly hier in Steynsburg. Ons is afhanklik van Parys in die Vrystaat. Julle is oorspronklik van Parys in die Vrystaat? Ja. Ja. Nou wat het julle laat besluit om na so 'n oulike dorpie so Steynsburg toe te kom? Omdat dit lekker is vir ons om hier te wees. In die aande kan jy loop buitekant. Jy kan rustig wees, jy hoef nie ongemaklik te voel oor niks nie. Oor die algemeen dink ek by al die klein plekkies is mense maar nuuskierig, maar mense hulle is baie hartlik oor die algemeen almal. Ons kom goed met mekaar oor die weg en elke een ken mekaar se nood en vreugde. En hulle ondersteun julle baie goed. Baie lekker om hulle hier te hê. Jy sien elke dag nuwe mense, veral met die verkeer wat verbygaan. Is dit ook baie goed vir die besigheid. Jy leer baie mense ken. Hoe lank is julle nou al hier op Steynsburg? 21 jaar. 21 jaar. Genade. En Burgersdorp is 'n naburige dorp waar die kinders kan skool gaan. Hier's 'n bussie wat elke Vrydag ry, waar die kinders Maandag en Vrydag kom haal. Sal julle ooit wel weggaan van Steynsburg? Nooit nie. Hoekom nie? Nee, dis te lekker om hier te bly. Die ding is mense het regtig jou eie tyd en jy is altyd besig. En dit is lekker want baie van die stadsdinge kom ook na die klein plekkies toe. En die stadsmense wat hier kom, wil altyd weet hoe lekker bly ons. Ek is Flippie de Beer, slaghuis C.J. Kaltenbroen op Steynsburg. 'n Slaghuis wat enige produk verkoop waaraan 'n ou sal belangstel. Ek koop al my vleis aan plaaslik van die plaasboere af. So dis vars vleis? Ja, is vars vleis, ja. Sover as moontlik koop ek maar net plaaslik. Ek koop nie sommer vee uit voerkrale en so nie. Die goed kom van die veld af. Lammers, partykeer soms groot skaap ook, wat nie 'n groot aanvraag hier by ons is nie. Ons ken lammers. Dit is maar waaroor dit gaan. Dit is maar. En ons het natuurlik baie ouer mense, so ons moet kyk na hulle tande ook. So dit is maar waaroor dit gaan. So en bees dieselfde, bees kom ook maar van die veld af. Plaaslik. In uitsonderlike gevalle as dit dan nodig is, dan kan 'n mens van abattoirs af bestel, maar ek het my eie abattoir in die dorp, so ek slag al my karkasse wat ek benodig, my vleis wat ek hier verkoop kom van die slagpale af. Hoe lank is jy in bedryf hier in Steynsburg? Die slaghuis is al oor die 30 jaar in bedryf. Ek het maar hier groot geword in Steynsburg. En ek het by die slaghuis gewerk van toe ek daar 6 was, as ek nou my ouderdom weggee in 1976. Toe het ek hier begin werk by die slaghuis.
En ek het die slaghuis by Soys oorgekoop. Ek is nou 5 jaar, is ek nou fisies hier. Ek het eers skool gehou, maar ek is nou, dit is maar waar my liefde lê. Hoe is die kliënte wat hier in die slaghuis kom, die Steynsburgers? Ja, Steynsburg is mos 'n Karoo mens, jy weet, so dis vriendelike mense, ons verstaan mekaar en ons weet alles van mekaar af. Soos ons praat baie keer, hier praat ons nie net vleis nie. Ouens kom hier in en ons gesels oor al die dinge. So dit is 'n vriendelike plek, ja, is 'n koopvriendelike plek. Is jy van nature 'n vriendelike mens? Ja, nee wat, ek is maar 'n ou vir allerlei sporte. So. Ja, hoekom ek vra, kan ons 'n bietjie onderhandel oor hy skaapvleis wat jy verkoop? Ja. Dit is maar 'n probleem, jy weet, want die vleis wat jy koop, wat ons koop is maar jy moet kompeteer met die markte. Ja. Omdat die boere hulle produk na die mark toe stuur, so dit is maar die pryse wat ons ook betaal by die slagpaal, as jy weet, so ons het nie. Jy weet nou van die fees wat aangebied gaan word. Sien jy ook uit daarna? Ja, weet jy, ek dink nogal so, ek is redelik betrokke daarbey. So veral by die klapgedeelte daarbo. So ons sien uit daarna, want dit is ons wil mense moet kom. Jy weet, dat 'n ou weer kan mense sê so maklik 'n klein plekkie, wat gaan daar aan? Jy weet, so as hy iets probeer reël en doen, dan verwag hy die mense moet 'n ou support. Jy weet, ons hulle moet kom ondersteun. En ek was aangenaam verras. Ek nou vir jou moet sê by watter plekke ek al was in Steynsburg en hier ry soveel mense deur. Ja. Kyk, ons lê ongelukkig nou op die deurpad. Jy weet, so ou kom nie. Ek is gelukkig, ek is in die hoofstraat, so die mense stop redelik vir vleis by my. Ek het kliënte van Paris en Mpumalanga wat elke 2 keer 'n jaar, baie keer Junie maande of Paasnaweek, en die einde van die jaar is dit ouens wat gereeld hier koop. Jy weet, so hulle kom en gaan, en as hulle vleis nodig het daar gaan vleis op 'n maandelikse basis Pretoria toe. Jy weet, so ou kan in daai omgewing kan jy plan maak om vir 'n ou vleis te voorsien. So met ander woorde, as ek nou in Pretoria bly en ek soek nou so 2 lekker Karoo skape, dan bel jy vir my. Bel ons vir jou en jy en ek sorg dat hulle daar kom. Ja. My laaste vraag aan jou is, wat is jou wens vir Steynsburg? Jy is nou baie betrokke en jy weet wat kort op die dorp nie. Wat is jou wens vir Steynsburg? Weet jy, my grootste wens vir die dorp is maar laat 'n ou laat die harmonie tussen die verskillende gemeenskappe sal bly soos dit is, en 10-1 kan dit nog beter raak. En dan natuurlik laat ons die gelde wat ons as Steynsburgers in ons dorp spandeer, gebruik word om ons infrastruktuur op 'n vlak te hou wat ons almal tot voordeel kan wees. Dis ons grootste behoefte hier. Laat die goed nie agteruit gaan nie, maar laat ons die geld wat ons hier insit, dat ons dit weer kan gebruik om ons dienste en ons goed op 'n vlak te hou wat vir almal aanvaarbaar is. Dink dan het ons hier 'n probleem. Heer, baie dankie. Heer, baie dankie. Dankie vir dit. Reg, Danny. Sentrale, dis hy nie. Geef vir my soetmelksvlei. Ag nee man, jy's daarom onbeskof. Nee, geef vir my Kobie. Ek wil vir Kobie. Bartel, moenie so ken. Ag, gou moet nou nie weer so wees nie. Waar's die ousie wat die huis moet skoonmaak? Bartel, ek moet nou bel. Ek kan nie anders nie. Ons hier in Steynsburg is baie bevoorreg om nog van hierdie ou telefone te hê. Die mense ken dit nie meer nie, die jong kinders veral ken dit nie meer nie. Ek het 'n koffiewinkeltjie onder in die dorp gehad en daar het 2 Engelse toeriste gesit en hulle het gesien hoe praat ek met hierdie telefoon wat hom draai. Terwyl ek so gedraai het hulle gesê, "Now what is that?" En toe ek klaar afgelei het, toe sê hulle vir my, "What is it?" En toe ek sê dat dit 'n telefoon is, toe sê hulle, "I told you it was a telephone." Daarom is ons regtig bevoorreg om hierdie telefone nog hier vir mense te kan wys wat dit nie ken nie. Hierdie lijkswaantjie was van die vroegste tye gebruik om die lijkswa van die dorp te wees. Dit het die kus met die liggaam van die van die vroegste jare van die dorp se bestaan is die kus met die
by 'n begrafnis van die lijkshuisie af hier op die dorpsplein oor kan die straat na die kerk geneem deur die draers wat daardie dag sou optree. En dan is dit weer van die kerk af na die begrafplaas geneem en deur mense getrek. Die draers het op die waantjie getrek met die kus daarop. Die begrafnisgangers het agterna geloop tot by die begrafplaas. Dit was nogal 'n hele optog. Hier kan julle sien hierdie waar die lijkswaantjie by die kerk staan en hier waar die mense hier na die begrafplaas toe agter die stoet aanloop. By die predikant en die koster heel voor. Was ook bevoorreg om 4 skole te hê in sy bestaan van 140 jaar. Die eerste skool was die skool van meester van Rooi, maar die skool het nie baie lank gehou nie weens 'n tekort aan geld. Daarna het die publieke skool begin in 1877 en die het bly voortbestaan tot 1939. Toe het die tweede skool wat na die oorlog, boereoorlog hier gestig is, het hulle twee saamgesmelt so om een laerskool te maak. En die hoërskool is gestig saam met die onderwyskollege wat in 1914 ontstaan het omdat daar so groot behoefte aan onderwysers in die land was. Daarom het die skole begin, die twee skole afsonderlik bly bestaan en dit was twee wonderlike skole wat wonderlike leerlinge opgelewer het wat hulle merk in die Suid-Afrikaanse geskiedenis gemaak het. Die onderwysers kan ons regtig mee spog wat deur die jare hier was, onder andere NP van Wyk Lou het in 1927 die hele jaar hier skool gehou, voordat hy nog getroud was. Die ander onderwysers het net so wonderlike werk gedoen en hierdie skool het vir baie jare 'n 100% slaagsyfer in matriek gehad. Daarom is ons besonder trots om al die goed nadat die skool tot niet gegaan het in 1923 het ons al hierdie goed bymekaar gesit en kan ons al hierdie mooi aandenkings aan die skool kan ons hier pragtig uitstal en die kinders wat terugkom hier, die leerlinge wat hier skool gegaan het, hulle spandeer baie ure hier om na ou foto's te kyk en ou maats weer op te soek met die foto's.
staan nou hier in die begrafplaas van Steynsburg. Hierdie gedeelte is die oudste deel van die begrafplaas. En hier lê 'n paar besondere mense wat 'n groot betekenis vir hierdie dorp gehad het. Die eerste ene is Ephraim Leon Cachet. Hy was 'n baie getroue kind gewees. Sy vader was vroeër die predikant van die gereformeerde gemeente, later by die Burgersdorp se teologiese skool van die gereformeerde kerk 'n professor. Sy vader is in Burgersdorp begrawe, maar hier lê hy by sy moeder wat oorlede is voor hom, en hy het ook aan die teologiese skool studeer vir 'n predikant, maar is op Ruiterskraal is hy doodgeskiet deur die Engelse nadat hy sy vriend gered het en hom voor op sy perd neergesit het, is hy doodgeskiet en die perd het met hom dood en sy vriend gewond aan die ander kant uitgekom by die boeremagte. Hier op sy graf staan dit geskrywe, vir die oorwinnaar was dit goud en titels en allerhande wêreldse goed, maar vir Kalman was dit 'n wonderlike laurierkrans vir sy trou en sy moed en sy liefde vir sy Hier langsaan waar die blommetjies so mooi geel staan, was vroeër jare die munisipale Karavaanpark. Okay, kom ons begin weer. 4, 3, 2, 1. Hier, daar waar die blommetjies so mooi geel staan, was vroeër jare die munisipale Karavaanpark. Dit was baie gebruik gewees en net agter die gebou is die abolisie geriewe, maar soos dit maar gaan, is dit nou nie meer in gebruik nie, maar dit het 'n groot potensiaal om gebruik te word. As iemand dit graag wil doen, sal die hele omgewing daarvoor dankbaar wees. Hierdie grafsteen is die grafsteen van Jan Christoffel Kreur. Hy was een van die 2 inwoners van Steynsburg wat in die Anglo-Boereoorlog gesneuwel het. Hy is op die plaas Rykstefvlei, Steynsburg, op 7 Junie 1901 oorlede nadat hy in 'n geveg raak geskiet is. John Callahan was een van die eerste stadsraadslede van Steynsburg. Hy het van Engeland gekom en was een van die vroegste intrekkers in die dorp. Hy was 'n baie meelewende mens en was ook op die eerste boukomitee van die NG Kerk in Steynsburg.
Thank you.